Derde kwartaal. Kom ons put inspirasie uit Nelson Mandela. Die begin van die derde kwartaal vereis dat die skoolhoof van dag 1 af soos 'n uitvoerende leier dink. Onderrig uitnemendheid, veral na die middeljaar assesserings, berus op sterk spanne wat die regte dinge doen en hul kennis met die hele personeel deel. As skoolhoof is dit jou verantwoordelikheid om deur voorbereiding, kommunikasie, rigting en persoonlikheid 'n kultuur van groei te skep. Dit is jou en jou span se taak om die skool hierdie week weer met nuwe energie aan die gang te kry. Ek het die eerste keer in 2020 aan skoolhoofde oor Nelson Mandela geskryf. Ek wou sy wysheid en gees gebruik om ons te inspireer. Sy integriteit, moed, veerkragtigheid, menslikheid en visie vir die toekoms kan steeds as voorbeeld dien vir skoolleiers. My doel was om 'n paar van sy bekende aanhalings te gebruik en dit toe te pas op onderwys en skoolleierskap. Een van sy bekendste aanhalings is: onderwys is die kragtigste wapen wat jy kan gebruik om die wêreld te verander. Hy het dit in 2003 tydens die bekendstelling van Mindset Leer gesê. Vandag is kunsmatige intelligensie die nuwe kragtige hulpmiddel en skole en opvoeders moet seker maak dat hulle nie agterbly nie. Onderwys is egter net kragtig wanneer dit doeltreffend is. As onderwysers het ons die vermoë om 'n verskil te maak. Maar Nelson Mandela daag ons uit om ook die wil te hê om op te tree. Hy het in 2006 aan Morgan Freeman gesê: wanneer mense vasbeslote is, kan hulle enige iets oorkom. President Mandela het skole gereeld besoek. Hy was 'n kampvegter vir kinders, leierskap, diens en selfdissipline. Vir hom was elke klaskamer, elke skoolhek en elke onderwyser die plek waar 'n nasie gevorm word. Tydens die pandemie het die rol van die skoolhoof selfs belangriker geword. Skoolhoofde moes vinnige besluite neem en op hul ervaring, instink en selfvertroue staatmaak. Mandela het gesê dat 'n leier soms onafhanklik moet optree en daarna sy optrede aan die organisasie verduidelik. Lei van voor. Daarom is jy gekies. Ek het Nelson Mandela 3 keer persoonlik ontmoet. Dit was kort ontmoetings, maar onvergeetlik. Hy het selfs my koerant met die opskrif Free at Last onderteken. By Walter Sisulu se 90ste verjaarsdag het Mandela gesê: Wat in die lewe tel, is nie bloot dat ons geleef het nie, maar watter verskil ons in ander se lewens gemaak het. As skoolhoof maak jy daardie verskil. Hy het ook vir Oprah gesê: as jy mense se samewerking wil hê, laat hulle belangrik voel deur opreg en nederig te wees. Wanneer Mandela skole of hospitale besoek het hy die kokke en skoonmakers net so belangrik geag as die leerders en pasiënte. Maak seker dat die helde in jou skool erken en waardeer word. Konteks is een van die grootste uitdagings in skoolleierskap. Mandela het gesê: as jy wag vir die perfekte omstandighede, sal dit nooit aanbreek nie. Hy het ook gesê: ek het geleer dat moed nie die afwesigheid van vrees is nie, maar die oorwinning daaroor.
As skoolhoof trek jy elke dag die masker van dapperheid aan wanneer jy jou kantoor binne stap. Jy staan in 'n trotse Suid-Afrikaanse tradisie van moedige leiers. Dit mag vergesog klink, maar as skoolhoof is jy die Nelson Mandela van jou skool. Jou onderwysers en leerders het jou voorbeeld, aanmoediging en gehalte leierskap nodig. Soos Mandela gesê het, ek verloor nooit. Ek wen of ek leer. Mandela Dag word elke jaar in die wêreld gevier. Hoe kan jy dit by jou skool vier? Spandeer 67 minute deur werklik na 3 leerders en 2 onderwysers te luister. Of vereer 'n onderwyser wat tegnologie gebruik om lewens te verander. Weet jy wat Mandela se gunsteling aktiwiteit was? Naamlik om vir sy kleinkinders voor te lees. Dit is inderdaad 'n kragtige wapen. Nelson Mandela was meer as een van die wêreld se grootste leiers. Hy was een van ons grootste onderwysers. Ban Ki-moon, die Verenigde Nasies sekretaris-generaal, se woorde in 2013. Elke keer wanneer ek gaan sit om hierdie brief te skryf, dink ek aan Mandela se woorde. Dit lyk altyd onmoontlik totdat dit gedoen is.